My gunsteling TV-program op die oomblik is 'n kyknet program, Zoid Afrika, wat Karen Zoid aanbied. Dit is vir my so fantasties om te sien hoeveel diverse mense in ons land is en hoeveel kunstenaars daar is, van akteurs tot en met skrywers, tot en met sangers. En dan kry sy hulle op hierdie program, sy kyk 'n bietjie na die agtergrond van hulle werk, waardeur hulle is om te kom waar hulle vandag is. 'n Voorbeeld vir my omtrent, dink ek, 'n paar weke terug het ek dit gesien, waar sy met Dorothy Masuka gesels het, die vrou wat Pata Pata gesing het. En baie keer is hierdie mense se werk verban in die verlede en so aan, en hulle is eintlik dan nou die trendsetters, en dit is die rede hoekom ons dit vandag maklik het. So ek sal sê Zoid Afrika om daai rede. My gunsteling kinderherinnering is definitief as die hele familie saam see toe gaan. Deesdae is dit nou nie iets wat so gereeld gebeur meer nie, want almal se skedules laat dit nou nie altyd toe nie. Maar as almal dan op dieselfde tyd see toe gegaan het, die hele familie, en ons kon net met die boogieboards in die seebal, dan was dit altyd vir my 'n groot hoogtepunt gewees. En ons gaan gewoonlik of Mamsentouty toe of Winkelspruit of iewers daar in Belito se wêreld. En dan is dit lekker, want is net jy en die familie en die mense wat regtig vir jou omgee, en jy hoef niks voor te gee, jy kan net jouself wees en mal gaan. En ons alles dan te veel raak in die draaikop van die tyd. As ek op 'n eiland gestrand was, sou ek 'n hele paar goed saam met my wou vat. Die heel eerste ding sal seker wees my selfoon. Want op jou selfoon het jy al jou kontakte, jy het jou foto's, jy het apps, jy kan musiek luister op jou selfoon. Maar gewoonlik is ek ook 'n persoon, as dit so laat in die aand raak, wat daarvan hou om my radio aan te sit. So as die selfoon se battery nou pap gaan, sou ek graag my radio wou inplug op 'n eiland as daar krag was. Dan sou ek musiek geluister het. En die laaste ding dink ek is dalk my laptop. Ek het alweer daar gewaar in Dromerland. Ek het 'n hele paar rolmodelle. As ek nou dink aan 'n rolmodel van oorsee, is dit definitief Robbie Williams. As gevolg van die feit dat hy ook so divers is. Hy kan enige iets doen, van swing musiek sing. As jy nou dink aan Frank Sinatra liedjies wat hy al gecover het. Groot treffer wat hy ook gereeld doen is Mr. Bojangles aan die een kant. En aan die ander kant is hy hierdie kommersiële rock artist, wil ek amper sê, wat die boundaries push en nie bang is om te sê wat hy dink nie. So aan die een kant het hy die swing musiek, klassieke weergawe van wat hy doen, en dan aan die ander kant het hy hierdie baie interessante kommersiële musiek en baie keer ook alternatiewe klanke. So ek hou van die feit dat hy nie noodwendig 'n resep volg nie, maar net altyd homself is. Nou soek ek jou op skoolgronde met elke... My gunsteling boek, ek het 'n paar gunsteling boeke. Op laerskool het ons 'n boek hanteer, die boek se naam was Oupa Landman se Viool. En dit was vir my 'n ongelooflike goeie boek omrede die hoofkarakter Johan in hierdie storieboek. Hy het sy droom gevolg. Sy ouers wou gehad het hy moes 'n dominee word, en hy wou inderdaad eintlik net op die plaas wees en sy eie droom uitleef. So dit is nogals vir my inspirasie, omdat ek dink elke persoon maar hulle eie drome moet volg in die lewe. Jy moenie te veel luister na wat ander mense vir jou voorskryf nie. En om daai rede bly Oupa Landman se Viool my by. 'n Ander boek wat ek vreeslik geniet het, boeke, dit was 'n reeks gewees, was die Jasper boeke. En op die oomblik is ek besig om Leon van Heerop se Belade vir 'n Enkeling te lees, wat eersdaagse film ook is. En ek het ook al 'n boek gelees van Leon, Insomnia, waarmee ek nogals kon resoneer. So ja, 'n hele paar interessante boeke, almal Afrikaans.